Ons lees vandag uit Johannes 1. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God en alles het deur hom ontstaan en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was die lewe en die lewe was die lig vir die mense en die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Ek het 'n vriend wat wonder oor die Bybel. En dalk is een van sy vrae eenvoudig. Waarom sou ek hierdie ou boek nog lees? Wat kan 'n boek wat duisende jare gelede skryf is my vandag nog van my lewe vertel? Karl Barth, een van die invloedrykste teoloë van die 20ste eeu, het 'n bekende artikel geskryf met die titel The Strange New World Within the Bible. Eugene Peterson gebruik Barth se artikel en skep 'n wonderlike beeld wat my help om iets hiervan te verstaan. Verbeel jou 'n groep mense wat hulle hele lewe lank in 'n groot pakhuis woon. Die vensters is so vuil dat niemand meer kan sien wat buite aangaan nie. Vir hulle is die pakhuis eenvoudig die hele wêreld. Totdat 'n seentjie eendag op 'n stoel klim en 'n klein stukkie van een van die vensters begin skoonvee. En skielik sien hy dit. Daar's 'n wêreld daar buite. Daar's bome en strate en mense. Hy waai vir iemand daar buite en die persoon waai terug. Opgewonde roep hy sy vriende om ook te kom kyk. En terwyl hulle so deur die skoon stukkie venster kyk, sien hulle hoe 'n groep mense buite bymekaar kom. Die mense wys opgewonde na bo. En die kinders kyk ook op, maar al wat hulle kan sien is die pakhuis se dak. Hulle wonder, wat kan tog so wonderlik wees aan 'n dak? Later kry hulle dit egter reg om 'n deur oop te maak en vir die eerste keer stap hulle uit. Hulle voel die wind teen hulle gesigte, hulle sien voëls in vlug en dan kyk hulle op. Vir die eerste keer sien hulle die hemelruim. En skielik ontdek hulle, die pakhuis was nooit die hele wêreld nie. Dalk is dit een manier om oor die Bybel te dink. Ons almal leef in ons pakhuise, ons eie idees, ons ervarings, ons egos en natuurlik die stories wat ons kultuur elke dag vir ons vertel oor wat sukses is, wat geluk is, wat belangrik is en selfs oor wie God is. En dan maak die Bybel 'n venster oop. Nie omdat elke teks maklik is nie omdat die Bybel elke vraag netjies beantwoord nie. Daar's baie in die Bybel waarmee ek self worstel. Maar telkens gebeur iets wanneer ek hierdie vreemde boek lees. Ek word uitgenooi om te wonder of my pakhuis dalk nie die hele werklikheid is nie. Johannes sê, daar is 'n lig wat in ons donkerte skyn. 'n Lewe wat ons nie self gemaak het nie, 'n woord wat na ons toe gekom het. En vir my vriend wat wonder oor die Bybel, wil ek daarom sê, hou op vra en glo net nie. Ek wil eerder sê, kom, kyk, klim op die stoel. Kom ons bid saam. Here, my gebed vir my en my vriende is dat ons die Bybel sal lees en sal toelaat dat die woord na ons toe kom en wys dat die wêreld groot is en U hemel hier. Ons bid dit in U naam. Amen.